Welkom terug graad 12. In hierdie video gaan ons kyk na vraag 9 van hierdie vraestel. Hulle sê vir ons in die diagram hieronder word f van x gegee. F van x kan ons klaar sien is die vergelyking van die parabool en dan het ons h van x die vergelyking van die hyperbool. Hulle is ook mooi vir ons aangedui op die skets. Dan sê dit die vergelykings van die asse van symmetrie van h is y is gelyk aan min x plus 2, dit is die negatiewe lyn, so min x plus 2, en dan het ons ook die positiewe lyn, y is gelyk aan x plus 6. Die eerste ding wat jy dadelik ook moet dink is die punt waar hierdie symmetrie asse sny, is ook die plek waar die asymptote sou sny van die hyperbool. So dit is baie belangrik. D is die draaipunt van f, die parabool, en lê op beide symmetrie asse, so hierdie is alles een punt by D. Hulle sê ook C is die snypunt van H en sy symmetrie as, so dit is daar. A en B is x-afsnitte van die twee symmetrie asse. En dan die grafiek van f gaan deur die oorsprong. So ek sal dadelik vir my daar gaan sê die oorsprong is 0 en 0. Goed, kom ons kyk na die eerste vraag. Die eerste vraag sê bepaal die definisiegebied van H. H is die hyperbool en ons moet dadelik weet x is 'n element van reële getalle. X is net nie gelyk aan sy asymptoot nie. Gewoonlik kan ons of sien wat die asymptoot is op die skets of ons kan dit uit die vergelyking kry. As ons hierdie moes gelykstel aan 0 en vir x alleen kry, sou ons die asymptoot gekry het, maar ons het nou nie hierdie inligting nie. Wat ons wel het, is dat die twee symmetrie asse gelyk is by hierdie punt. So as ons hulle gelyk gaan stel aan mekaar, dan behoort ons die x-waarde te kry van waar hulle mekaar sny. So ek gaan nou sommer al twee x'e oordra na die regterkant toe en dan die 6 oordra na die linkerkant toe. Geef vir my minus 4 en dan kan ons al twee kante deel met 'n 2 en dan gee dit vir ons x is gelyk aan minus 2. So x is 'n element van reële getalle, x is net nie gelyk aan minus 2 nie. En as ons nou gaan en ons wil gaan kyk waar hierdie asymptoot sou lê, definitief aan die negatiewe kant van die x-as en ek sou vir my dit daar gaan insit het as minus 2. Die volgende gedeelte van hierdie vraag sê, bepaal die waardes van A, M en K. So as ons gaan kyk na ons inligting, dan is A, M en K alles veranderlikes in die paraboolse vergelyking. So, hulle het vir ons gesê dat D is die draaipunt van F en dit lê ook op beide symmetrie asse, so die eerste gedeelte van die draaipunt se koördinaat is minus 2. Ons weet ook dit is 'n punt op albei asse van symmetrie en daarom kan ons dit gaan instel in enige een van die twee vergelykings. So ek gaan die x-waardetjie sommer nou in die eerste vergelyking instel en dan kry ek 4. So dit beteken dan nou koördinaat D, die draaipunt is min 2 en 4. Dit sê ook vir ons die waardes van K in die vergelyking. K gaan 4 wees. En dit sê ook vir ons die waarde van M. So M gaan dan minus 2 wees. Die laaste enetjie wat ons gaan bepaal is A. So as ons nou alles so lank in die vergelyking gaan insit, dan gaan ons nou sien dat ons het x minus 2 plus 4 en ons kan dit net gaan vereenvoudig. As ons nou gaan kyk waar A sit, dan sien ons
y, a en x is nou die enigste veranderlikes. Dit gee ook vir ons die idee dat as ons 'n waardetjie in x en y kan stel, sal ons vir a kan oplos. So, as ons 'n waarde vir x en y soek, dan beteken dit eintlik maar ons soek 'n koördinaat en as ons gaan kyk na ons parabool, het ons net een ander koördinaat en dit is 0 en 0. So, nou gaan ons 0 en 0 gaan instel in die plek van x en y. Ek gaan die 4 oorbring en as ek daai hakie gaan vereenvoudig, dan gaan ek uitkom by 4a en dan om vir a alleen te kry, gaan ek net die 4 wegdeel en a is dan gelyk aan -1. Hierdie vraag het nie vir ons gevra om die finale vergelyking te gee nie, so ons het nie nodig om dit uit te skryf nie. Dit vra net vir daai individuele waardes en ons het nou K, M en A. Volgende vraag het vir ons bepaal die koördinate van A en B. Hulle het vroeër in die inligting gesê dat A en B is x-afsnitte, so ons sal net vir enige x-afsnit y gelyk maak aan 0 in die vergelyking. So as ons nou gaan en met A begin, A is 'n punt op hierdie simmetrieas. So ons gaan sy vergelyking vat en vir y 0 maak. So ons gaan sê 0 is gelyk aan die x plus 6. En dan gaan ek die 6 net oorvat en dan het ek die koördinaat van A. Dan gaan ek dieselfde doen vir B, maar B is nou 'n punt op hierdie vergelyking van die simmetrieas. So ons gaan net weer 'n 0 in y se plekkie gaan insit en dan gaan ons vir x alleen kry, gaan vir x hierdie kant toe bring en dan het ons B. En dis dit, maklike 3 punte. Die laaste vraagie hier vra vir ons om die oppervlakte van driehoek ABC te gaan bepaal. So ek sal nou eers op my skets wil gaan kyk waar sit hierdie driehoek. So hier is A en B en daar sit C. So, wat ons klaar weet is dat A is -6 en 0 en ons weet ook nou dat B is 2 en 0. As ons afgaan na die vraag toe, dan weet ons die oppervlakte van 'n driehoek is gelyk aan 1/2 maal basis maal loodregte hoogte. In hierdie geval het ons reeds die basis is AB en ons sal die loodregte hoogte moet gaan bereken. So die eerste ding wat ons kan doen is AB se lengte gaan bepaal. AB is 'n horisontale lyn, so dit sal wees x van die linkerkantste x van die regterkantste 1 minus x van die linkerkantste koördinaat en dit gee dan vir ons 2 minus -6 en dit gee vir ons 8 eenhede. So, ons weet al klaar, 1/2 maal 8. Nou kort ons nog net die loodregte hoogte. So, kom ons gaan terug na die skets toe. Vir die loodregte hoogte kort ons eintlik hierdie en dit beteken ook ons kort eintlik C se y-waarde. Die oomblik as ons C se y-waarde kry, sal ons weet wat die loodregte hoogte is. So, kom ons gaan probeer dit uitfigure. C het hulle vroeër vir ons gesê is 'n snypunt van H en van die simmetrieas van H. Ons kan sien dis weer die positiewe simmetrieas. So ons sal hierdie twee vergelykings wil gelykstel aan mekaar om dit te kan oplos. So kom ons begin met dit. Ons hiperbool H se vergelyking is nou x plus 2 plus 4 en die simmetrieas is die positiewe simmetrieas. Ek sal dan die 4 oorvat, dit sal minus aan die ander kant en dit los my met x plus 2.
Hierdie is nou eintlik ook oor 1, so ons kan oor kruismaal. As ons oor kruismaal, dan gaan ons so maal en ons gaan so maal. Dit gee vir ons 'n x plus 2 maal x plus 2. En aan die ander kant het ons 1 maal 1. Hierdie kan jy nou gaan uitmaal. En ek sal ook die 1 oorbring. En dan sal ek my 3 term net vereenvoudig voordat ek hom faktoriseer. En as ons hierdie 3 term gaan faktoriseer, dan gee dit vir ons 'n x plus 3 en 'n x plus 1. Jy kan jou kwadratiese formule ook gebruik. Daarom is die moontlike x-waardes minus 3 of x kan minus 1 wees. So nou moet ons eers terug gaan na ons skets toe om die regte enetjie te kies. Ons moet onthou, ons is nou besig om die c-waarde van koördinaat x te kry. As ons nou kyk na ons diagram, dan sien ons dat hierdie moet definitief minus 1 wees op die x-as, want die draaipunt is minus 2, en dan 'n bietjie verder aan na die negatiewe kant toe van die x-as, sny die simmetrie-as en die groen grafiek weer mekaar, so daai sou heel moontlik die ander moontlike waarde gewees het, maar hy is nou nie van toepassing vir hierdie. As ons 'n x-waarde het nou van koördinaat C, kan ons dit in enige een se vergelyking gaan instel om hierdie y-waarde te kry. Vir my gaan dit net makliker wees om dit in die reguitlyn se formule te gaan instel. So ek gaan dan nou sê, wel, dan moet hierdie y-waarde wees minus 1 plus 6, en dan gee dit vir my y is gelyk aan 5. So, nou het ek die loodregte hoogte, en ek kan hierdie in my sakrekenaar gaan sit, 1/2 maal 8 maal 5, en dit gee vir my 20 vierkante eenhede.